Amen. Jy so 'n bietjie af. Halleluja. Amen. Ons wil net seker maak dat ons klank mooi reg is. Amen en amen. Halleluja. Praise the Lord. Kan jy dit indink? Jy staan in die middel van 'n miracle. En al wat kan keer daai miracle is jou mond. Is jou mond. Dis al wat dit kan keer, is jou mond. Weet jy waar jy die koortjies gekry het nie, maar wow. Wat 'n belydenis. Standing in the middle of America. Ek sê, Here, dankie. Hierdie bediening vir 10 dubbel. Effektief. Nie net mense nie, effektiewe mense. Mense wat effektief is in die koninkryk van God. Amen. Om 'n skare by mekaar te kry is baie maklik. Maar nee, Jesus se kerk, hy voeg by, hy bou sy kerk. Ons is almal net medewerkers. Is al wat ons is. He is the King, He is the Lord. Amen. So baie vir die mense as hulle posisie soek. Nee, ek kan nie hierdie ding verstaan nie. Dis nie die amp wat die werk doen, dis die salwing. Dis die gawe van God in jou. Nou soek ouens posisie, hulle wil titels hê. Hy wil die Jaak en Piet Pompies wees. Hy wil ouderdings daai wil pastor wees en daai wil prophet wees en daai. It's all about ministry. Hy wat die grootste wil wees, laat hom julle dien. Nou, so dis 'n kenmerk. Kyk of ons jou wil dien. Nou nie posisie, nie af na jou, maar jy wil jou optel. Amen. Ek wil met jou praat vandag, man. Ek wil met jou praat en as hierdie ding alweer iewers, kom ons los hom maar net daarso. Amen. Ek wil met jou praat. Kom ons maak die boodskap nou maar saai en maai deel 6. Maar kom ons bring so 'n subtitle in. Bly in die koninkryk van God. Bly in die koninkryk van God. Kan ek dit weer sê? Bly in die koninkryk van God. En jy sien, ons kan baie preek, en ons kan mooi preke bring, ons kan geskiedenispreke bring, en ons kan al die goedes mooi bring, nee, but still is not kingdom. Jy sien, vir my gaan dit oor ons lewe nou. En ek wil nou in die koninkryk van God lewe, en ek wil koninkryks voordele nou beleef. En dis wat belangrik is. So, kom ons maak ons Bybels oop gou daar by Philips hoofstuk, met die Lukas 17. En ons lees vanaf vers 20, Lukas 17 vanaf vers 20. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, ek wil hê jy moet luister, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is, hallo, hy sê, en die koninkryk van God is binne in julle. En dis die probleem waar in ons lewe en die probleem met ons waarin ons met lewe of in lewe wat net soos jy wil volgend. Die Fariseërs het 'n fisiese koninkryk heerskappy gesoek.
maar hulle het nie God se koninkryk verstaan nie. En so is dit nog steeds vandag ook. Ouens bou koninkryke en sê hulle is die koninkryk van God. Maar aan die einde van die dag sê die woord van die Here, sê die koninkryk van God is waar? In jou. Nou, as ons sê ons glo die Bybel is die woord van die Here, dan is hy sê sy koninkryk is binne in julle. Okay, so hou vir my net hierdie enetjie vas. Ek is op pad ergens heen met julle, maar ons is op pad na Amerika toe. Nou sê die Here Jesus Christus vir ons, hy sê, en die dag sal julle weet, Johannes hoofstuk 14, vanaf vers 19, kan jy lees. En die dag sal julle dit weet. Joseph, weet jy jou seuns is volgend by jou? Hoe weet jy dit? Jy sien hulle. So jy weet. Jy sien hulle. Okay? So dis die bevestiging. Jy sien hulle is by jou. Okay. Nou sê hy, in die dag sal julle weet, ek is in die Vader, en die Vader is in my. Okay? Ons Vader en Jesus is in julle. Wie is die julle? Okay, kom ons 'n bietjie verder vat. Wie is die julle? Wie is die julle? Dis hulle wat dit weet. Dis hulle wat dit weet. Hy begin in die dag sal julle dit weet. Ek is in Vader, Vader is in my, ons in julle en julle is in ons. Jy sien, die kerksmense, hulle lees die Bybel, sê nee, maar ons weet. Dan lieg hulle. Want ek kan jou verseker, as jy weet, hy is in jou en jy is in hom, sal my en jou spraak en ons lewe radikaal verander. Jy moet verstaan, net 'n engel verskyn aan Daniël en hy val soos 'n dooie neer. Dis 'n engel en die Bybel sê engel is ons is weinig minder gemaak as engele, so hulle is nie dis nie engele. Dan sê die engele van hey, ek is 'n diensknegt soos jy is. Okay? Maar hulle slaan, die Bybel sê hulle val soos dooies. Lees maar in die Ou Testament, lees maar wanneer engele verskyn het aan mense. Nou, as ek en jy weet, hy is in ons, en ons is in hom, dan sal ons koninkryk beter verstaan. Jy sien wat in Johannes 14 vers 17 sê hy so, as jy in die gees van die waarheid, jy sien jy het waarheid nodig om te kan weet. As die Heilige Gees dit nie aan jou gees openbaar maak nie, gaan jy net intellektuele kennis hê, jy gaan dit hier weet, maar jy gaan dit nie hier weet nie. Dan gaan nie 'n manifestasie van die koninkryk wees nie. Dan sê Jesus, hy sê in die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Maar julle, met wie praat hy daar? Hy praat met die wedergeborenes. Met ander woorde, daardie manne en daardie vroue, luister mooi. Ek het belydenis van geloof afgelê by die NG Kerk. Ek het gekatkeseer, ek het daar groot geword. Nee. Ek kon nie soos Gabriël rondloop nie. In daardie tyd, jou sterre gebrand moet daar. My pa, hy's 'n meester gewees
Nee, wacht, sit, waar gaan jy nou hier met hom? Nou, dis jy, los hom. My pa was 'n meester gewees met 'n lat of 'n plak of 'n manneslaanding. Want hy het 8 kinders gehad. Hy het geoefen, hy's geoefende man gewees om te pak te gee. Ja, hy children. En 'n reisiesperd. Daai jockey slaat hy perd en daar te by. My pa het gedobbel, maar prys die Here God om verlos en al daai goedes. Maar jy sien, ons sit met die probleem, ons verstaan nie dat die koninkryk van God binne in ons is nie. En dis hoekom jy nie verstaan wie jy is nie. Jy is nie sommer net ontstaande skoondogter nie. Jy skoonpa sê, hey, jy moet verstaan, ek is 'n koning, ek is 'n priester, jy moet mooi werk met my. En van sê die trougeskenk moet huge wees. Moes jy hulle daai bruidsskat, wat moet hulle noem, 'n geskenk moet groot wees. Nee, jy moet ten minste 2 keer in 'n jaar kan gaan na die moon nou. Maar jy sien kind van die Here, ons verstaan nie saai maai nie. Want jy sien, as ons praat van saai maai, dan die meeste van die tyd dink ons net aan geld. Geld is absoluut deel van saai en maai. Maar saai en maai, dis die woord. Dis op elke gebied in jou lewe, is saai en maai. As dit liefde is, as jy nie liefde saai nie, gaan jy nie liefde maai nie. As jy oom Knorr is, nou oom Knorr, hy kry nie 'n glimlag, oom Knorr, en oom Knorr se kinders is almal knorr, en hulle knorr net, maar daar's nie 'n blydskap nie. Daar's nie blydskap nie. So, as jy nie blydskap saai nie, gaan jy nie blydskap maai nie. Sien, en daarom is dit belangrik, nou ek hou van die lied, man, wat is so belydenis, ons staan in die middel van 'n wonderwerk, miracle. Jy sien, ek gee nie om hoe die omstandighede lyk nie, want dis die geloof, omstandighede is die geloof nie. Omstandighede kan 'n berg wees, dan moet ek voor die berg kan staan en sê, hey, berg, watter deel verstaan jy nie? Jesus het my autoriteit gegee, hy het my mag en gesag gegee, om vir jou te sê, berg, dis nou jou omstandighede, né? Dis jou berg. As dit finansiële tekortkominge is, as dit motorkar is, of is nou vrou is, of is nou man is, noem dit net wat jy wil. Daai bekommernis is jou berg. Maar as jy kan verstaan, die koninkryk is in jou, nou sê jy vir daai berg, wat 'n deel verstaan jy nie? Die man wat jou gaan skuwe staan voor jou, en hoe gaan ek dit skuwe? Met my mond, met my belydenis. God se woord sê, hy wat glo, sal vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see. Maar jy sien, omdat ons die koninkryk nie sien nie, en omdat ons die koninkryk vir God nie verstaan nie, en omdat ons waarheid nie verstaan, ons verstaan kerk, ons verstaan dogmas, maar verstaan nie die evangelie van die koninkryk van God, wat in ons is nie, en omdat ons nie dit verstaan nie, man, jy verraai jouself chop. Die man en die vrou wat koninkryk verstaan, gaan jou luister, gaan hulle vir sê, hey, kom terug na die koninkryk toe. Jy is besig om te dwaal, man. En dan wil kerk voorhou. Ek is so 'n gelowige. Jy lieg hulle die bissies bewe, man. Ekskuus tog, maar dis waarheid. Iemand moet vir jou sê jy lieg. En ek het jou lief genoeg om vir jou te sê, dit was nou nie julle ouens om loop van tyd, julle lieg, man. Nou kom ons kyk so, God wil hê, na wedergeboorte, want jy kan net in sy koninkryk ingaan, if you are born again. Sien, ons verstaan nie, Here help,
Ons verstaan nie Johannes 3 wat Jesus vir Nicodemus sê, vir waarvoor ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk nie sien nie. Nee. En al wat jy sien is die berge. Al wat jy sien is die bekommernisse. Al wat jy sien is omstandighede. Maar jy sien nie die koninkryk nie. Here help ons. Dan sê Jesus vir Nicodemus, hy sê, hey, jy moet weergebore word en jy moet uit die gees en die water uit, anders kan jy die koninkryk nie ingaan nie. Nou kom kind van God, doen ons bediening in YouTube, luisteraars, julle hoor hierdie woord seker elke Sondag. Maar wanneer gaan ons dit begin lewe? Wanneer gaan ons dit begin lewe? Wanneer gaan mense van jou begin sê, maar waarlik, jy moet van God af wees? Jy sien, Lexius, jump the chicken line, hè? Jump the chicken line. Sien, maar God wil hê, na wedergeboorte, moet jou denke vernuwe word. God se deel was gewees om jou gees lewend te maak. En nou het hy kom maak in jou gees woning. Wie? Die gees van die waarheid. Wat Papa Vader, Koning Jesus, hy sê, ek is in jou en jy is in my. In die dag sal jy dit weet. En totdat ek en jy dit nie weet nie, sal Satan altyd jou probeer vashou in sy koninkryk. Jy sien, dis die man en dis die vrou en die seun en die dogter wat openbaringskennis kry en hulle weet wie in hulle is en wie hulle is. Dis die man en die vrou, seun, dogter van autoriteit, mag en gesag. So as die berg kom, en hy gaan kom, jy kan so seker wees soos ek voor jou staan volgens. Ek en jy is nie vrygestel van berge en probleme en versoeking en beproewinge nie. Hulle kom. Maar as jy kan verstaan wie in jou is, as jy kan verstaan die gesag waaruit jy bedien, as jy dit weet, en hierdie probleme kom, en dan sê jy vir daai probleem, noem hom maar berg, met wat jy wil. Sê, hey, jy verstaan nie, voor wie jy nou verskyn het nie. Want as jy geweet het, sou jy nie kom besoek afleed het nie. Jy sou nie hier kom klop het nie. Jy sou sê, hey, jy moet verstaan, ek het mag, ek het gesag oor alle siektes. Ek het mag en gesag oor al die duiwels. En ek quoteer jy die skrifte. Ek vertrou dat 'n bietjie van jou godsdienstigheid bietjie afval volgend. Dat jy begin weet, saai maai. Die saad wat ek en jy saai om te kan maai, is die woord van God. Nie opinie 3 vers 3, nie. Ag, glimlag net so 'n bietjie. Draai net na iemand toe sê, hy praat nou met ons. God wil hê, ek en jy moet in sy koninkryk bly. Na wedergeboorte, kom sy koninkryk en hy kom maak woning in ons. Dis al, daar's nie 'n ander manier nie. Jy kan maar belydenis van geloof aflê net by watter gemeente jy wil. Dat gaan jou niks help nie. You must be born again. You must be born again. Kind van God, ek
vertrou dat hierdie saad diep val volgend. En ek verwag 'n oes van 100voudig, nie eers 30, sê 100voudige oes. God wil hê ek en jy moet in sy koninkryk bly. Na wedergeboorte, moet ek en jy in sy koninkryk bly en sy koninkryk in ons. Satan sal alles in sy vermoë doen om jou terug te trek na sy koninkryk toe. Nou sy koninkryk is die wêreld se stelsel. En jy kan maar maak wat jy wil. Die wêreld se stelsel het die meeste belydende gemeentes, denominasies, organisasies binnengedring in hulle deurweek. Luister, toets wat ek vir jou sê aan die woord, wat ek sê. As ek lieg, kom sê vir my jy lieg. Maar as ek waarheid praat, jy sê praise God. Kyk hoe opereer en funksioneer die kerk. Kom ons noem dit nou maar net die kerk. OK. Maak nie saak wat 'n denominasie, wat 'n organisasie nie. Here help. Maar julle verstaan wat ek bedoel. So ek praat nie van een. Ek praat van al die belydende kerke. OK. Nou vra ek jou die vraag volgend. Waarheid. Is hulle sigbaar of is hulle nie sigbaar nie? Is hulle sigbaar daar op die lamppale bazaar? Daar's 'n dranktent ook. 'n biertent. Dominee, as jy hier in die Kaap kom, moet jy suip. Jy moet wyn drink, of jy as jy nie dop maak nie, dan is jy nie dominee nie. Ek praat waarheid hoor. Ek praat waarheid. Ek mok daarmee, want dit is waarheid. Weet ek is waarheid, Joseph? Hy het myself vertel. Jy sien, kind van die Here, Satan sal alles in sy vermoë doen om jou terug te trek in sy koninkryk, in sy stelsel in. Luister mooi, hoe hy funksioneer. Okay. Nou, jy moet verstaan, ek het groot geword in sy koninkryk. Ons is met die denke, ons is geleer deur iemand, of het 'n mamma, papa, ouma of oumas, it doesn't matter, maar dat jou geleer, met die kennis van die koninkryk van duisternis, wat ons noem kerk. Maar as ek jou vanoggend vra, en nou toets dit wat ek vir jou vanoggend sê, as ons sê, ons is kerk, hoekom volg die tekens van die koninkryk van God ons nie? Dis die vraag. Dis die vraag, kind van God. Wanneer laas het die lidmate, die belydende born agains, wanneer laas het hulle hand op 'n sieke gaan lê en sê in die naam van Jesus wees genees? Wanneer laas het hulle opgestaan en sê, hey, kan ek jou vertel van die weg, die waarheid en die lewe? Wanneer laas het jy duiwel uitgedrywe? Wanneer laas het jy witchcraft ge-expose? Sien, dis die tekens van 'n gelowige. En dis nie 'n dogma van dunamis bediening nie. Dis God se woord. As die woord sê, ek gee aan jou al die mag en al die gesag oor al die duiwels,
Gaan verkondig evangelie van die koninkryk. Wat 'n evangelie verkondig ons? En dit is Gerard, dis wat my vashou. Dis wat my baie keer so ontstig, as ek maar sê. Maar want dis nie die kerk nie, kan die kerk dit dan nie sien nie. Kan die pastore, kan die dominees, kan die gelowiges, die ouderlinge, die diakens, die lidmaat, kan hulle dit dan nie sien nie. Dis nie die evangelie van die koninkryk nie. Kan ons dit dan nie waarneem nie? Maar weet jy, ons is so gevestig, dit is my ou kerkie, ek is so lief vir hierdie ou kerkie vir my, ek is so lief vir my pastoortjie, my dominee, en my reverend, en my toe, noem hulle wat jy wil, man, I love him, dis niks fout, you love him, maar as hy jou nie waarheid vertel nie, dan moet jy hom vertel, you need to love him enough to tell him, say, pastor, you need to teach us how to minister. Satan sal alles in sy vermoë doen om jou terug te trek in sy koninkryk in. Maar ek wil jou vandag sê, wanneer die koninkryk van God, wanneer jy die mag en gesag van sy koninkryk verstaan, jy moet verstaan, die koninkryk is nie hemel nie, hoor. Ek gaan hemel toe, dis 'n woonplek waar Vader, waar koning Jesus is, maar die koninkryk van God is 'n struktuur, 'n gesagstruktuur, waaroor ons autoriteit, mag en gesag het. Kom kerk. Hoe lank gaan jy arm bly? Hoe lank gaan jy siek bly? Hoe lank gaan jy met familietwiste bly? Jy moet leer om jou familie kwaad te maak. You love him enough. You forgive him. Hoe kry jy dit reg om my te vergewe? I love you enough. Why? Jesus loves me. He did forgive me all my sins, all my trespasses. Hy het my alles vergewe en daarom gaan ek jou lief hê. Hulle kan babbels op. Hulle kan so drie drakies wat vuur spoeg, but I'm going to love him. Huh? I'm going to forgive him. Huh? Kom kind van die Here, kerk, Jesus het al my sonde vergewe, dis die evangelie. Hey, gaan jou vergewe, maar gaan jou nie vergeet nie, hoor. Huh? Liar. Liegbek. Jy het nie vergewe nie. Huh? Jy sien, dis die skyn van godsdiens. God wil ek en jy moet in sy koninkryk bly. Sy gesag, sy autoriteit, George, man in the mountains come. Ja, staan jy. En sê, hey mountain, weet jy, voor wie jy staan? Huh? Kom kyk. Jy het al gehoor, hoe sê die ouens, dink jy nou dink jy's nou wat, wie jy ook al is, om jou lewe verander, om jy mag en gesag begin beoefen, sê ek wil jou vertel, wie dink jy nou? Sê ek nou 'n pastoor? Nee, ek is nie 'n pastoor nie, ek is net 'n kind van die Here, ek het mag en gesag. Ek is nie 'n bedelaar nie. Bedelaars kry in die koninkryk van die duisternis. In die koninkryk van God is jy nie 'n bedelaar nie. In die koninkryk van God is jy die kop en jy is nie die staart nie. In die koninkryk van God is daar geen tekorte, in die koninkryk van die wêreld is daar altyd tekorte. Jy sien, Philip, ons wil altyd werke bygooi. Ja, dis waar, as jy nie werk, moet jy nie eet, die Bybel sê dit, nee. Maar ek sê, as die guns van die Here nie op jou werk is nie, dan gaan jy gaan jou moeg werk, man. So that's why you need the favor of God. Waar is daai guns? Hy's in jou. Jong man. Wanneer trou jy?
Dat ek ook hoor. Ek het nog nie uitnodiging gekry nie. Nog nie datum was, so jy vry nog net. Ek vra ook maar net. Dit is maar so, nee. Ek het mos nou nie gelieg nie, nee. Sien jy? Praat waarheid. Wie sê jou pa altyd van my, hy sê, yes, man, kan jy net my bles uitlos? Wie wat maak jou pa? Kan ek weet, ek skinder mos, ek praat ons net hier so, nee. Wie wat maak jou pa? Ek stuur vir die hond van julle ook 'n klap koekie, die eet hy jou op. Nou ja, dat is die familie. Halleluja, halleluja. Maar julle is 'n mooi familie hoor. Julle is 'n mooi familie. Nou, kom ons kyk 'n bietjie, jy sien, God se heerlikheid, nee, dis God se teenwoordigheid. Okay? God se heerlikheid is God se teenwoordigheid. Gerrit, nou wanneer jy tot wedergeboorte gekom het en sy heerlikheid, met ander woorde, sy teenwoordigheid is nou in jou en by jou. Dan wil hy nie hê jy moet sy heerlikheid deel met Satan nie. His glory. Hy deel nie sy heerlikheid nie. En God wil ek en jy, ons moet in sy heerlikheid bly. So aan die ander wanneer jy verstaan, jou liggaam, dat is die tempel van God se gees, dan pas ons die liggaam op. Hierdie liggaam, nee, moet aangewend word om daai berge te skuif. Ek gaan vanoggend net, maak nie saak wat jou probleem is nie, ek noem dit sommer net vanoggend berge, dan weet julle waarvan ek praat, nee. Okay, goed, kom ons gaan so 'n bietjie aan. God wil dat ons in sy koninkryk sy wil doen met ons gees, met ons siel en ons liggaam. God wil hê ons moet in sy koninkryk sy wil doen. Gees, siel en liggaam. Nie twee weë nie. One way. Jy sien, hoe gaan ek dit doen? As ek die woord van God nie ken nie, wat se saad gaan ek saai? Wat se saad gaan ek saai? Jy sien, as jy kyk na Lukas 4 vers 8, nou hoor dit sê Jesus, dis die versoeking. Nee? En Jesus antwoord en sê vir hom, dis vir die duiwel, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hoe het Jesus die duiwel oorwin? Hoe het hy hom oorwin? Met die woord. Ek bedoel, kind van die Here, wanneer daai versoeking kom, en hy kom. Hy kom in verskillende vorms, kom hy. Dan kom hy, of hy nou kom deur 'n vrou, of hy kom deur 'n man, of hy kom deur, maak nie saak wat hy, kom hulle. En as jy nie kan staan, as jy nie kan sê, maar daar staan geskrywe nie, jy sien, kind van die Here, ons moet hom dien met ons gees, ons siel, jou siel is jou verstand, en daarom sê Paulus, na wedergeboorte is God se gedeelte. Jy kan nie tot wedergeboorte kom, en God se gees bring jou tot wedergeboorte, maar jou siel, jou denke is jou verantwoordelikheid. Want met jou wil gaan jy besluit maak, ek wil God hê in my lewe hê, ek wil God se woord, ek wil God se koninkryk in my lewe hê. Met jou wil gaan jy daai besluit moet neem. God gaan dit nie vir jou doen nie, dis jou verantwoordelikheid. Selfs met Adam en Eva het geweet. Hulle het al die mag en gesag gehad, maar met hulle wil het hulle besluit gemaak om aan Satan onderdanig te wees. God wil ek en jy met sy koninkryk bly met ons gees, siel en liggaam. En toe Satan kom om in Jesus te versoek, al wat hy het hom met die woord, met ander woorde met die saad. Met die saad, as jy die woord nie ken nie, gaan jy saad saai, wat vir jou 'n oes gaan bring, wat jy nie van hou nie.
Jy sien, Gerrit, as jy vir jou vroukie nou, sorry, jy moet daar ophou, jy moet daar cover, nou, en jy moet spreek, in die naam van Jesus, jy is genees, deur sy wonde is jy genees. En dit is hoe dit werk. Jy gaan staan. My suster vra vir my baie keer, sê, Gerry, wat maak jy as jy vir iemand bid en slaan dood neer? Dan sê ek vir Marina, al wat ek maak, as hulle dood neerslaan en die Here sê nie vir my, wek hulle op nie, dan stap ek oor hulle en ek gaan bid vir die volgende ene. Dood en lewe, God bepaal hou. Maar ek gaan op sy woord staan, ek is nie God nie, ek bepaal nie. Maar my verantwoordelikheid is om die saad van die koninkryk te saai, en die saad van sy koninkryk sê vir ons 1 Petrus 2:24, hy het jou sondes vergewe en ons, deur sy wonde is ons genees dan deel. Jy sien, kind van God wil jy moet in sy koninkryk bly. En hoe gaan ons bly? Ons gaan daarin bly met die saad wat ons saai. God se woord. Satan sal alles in sy vermoë doen om jou terug te kry in sy koninkryk. Nou maak jou Bybel gou by, ek is amper klaar, by Romeine 12 vers 1 en 2. Romeine 12 vers 1 en 2 sê hy. Nou hoor wat sê hy. Hy sê, ek vermaan julle dan. Met ander woorde, hy sê, ek bemoedig julle, broeders, susters, seuns, dogters, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, as 'n heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou, kyk vir my, hoekom is jou liggaam vir God so belangrik? Ek en jy weet, God is gees. God het nie 'n liggaam nie. Hy is gees. En dis hoekom hulle gesê het, Vader se gees, kom laat ons mense maak na ons beeld, né? En toe vorm hy vir Adam die stof van die aarde en hy blaas in hom en hy blaas homself in, sodat hy op aarde, luister mooi, op aarde 'n wettige bestaansreg het. Maar hy het 'n liggaam nodig om op aarde, dus kom Adam en Eva uit die stof uitgehaal, om wettig reg te hê. So in ander woorde, Adam en Eva was veronderstel gewees om God op aarde te wees. Nou sien die pastoor, waarvan praat jy nou? Hy blaas dan homself in. Hy sê, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Lees Genesis, dit staan daar. Nou blaas hy roa, en hier staan Adam op. Nou het God wettige reg op die aarde, om op die aarde te heers en te regeer. Hoe doen hy dit? Deur Adam en Eva. Nou, ons weet wat gebeur het met die sondeval. Toe kry Satan dit reg om die mense wil, met ander woorde hulle siel in die hande te kry. En hulle onderwerp hulle aan die koninkryk van duisternis. Maar die Here Jesus Christus, toe hy kom, en hy betaal die prys vir my en jou. Hy sterwe en hy staan op uit die dood uit, en hy het vir ons versoening gemaak. Nou is ons as Jesus aanneem as ons verlosser, ons zaligmaker, dan kom Vader, Seun, Gees, en hy kan maak woning in waar? In jou. Sodat hy is te mooi, sodat God weer wettige reg het om op aarde te regeer. Hoe doen hy dit? Deur my en jou. Nou, deur sy kerk. Nee, dit is te mooi. Sy kerk, sy gemeente, nie 'n denominasie en daai goeters nie, nee. Lees Efesiërs hoofstuk 1, jy kan daar lees. Nou sê Paulus vir ons, hy sê, stel jou liggaam
So as jy crooked goeders doen, hoe gaan die mense dit sien? Daar stap Gerry, jy doen crooked goeders, hulle eien my aan my liggaam. Dan sê hulle, dis wie hy is. Hulle kyk na my liggaam, hulle ken nie my gees siel nie, hulle kyk na my liggaam. Want die meeste mense verstaan jy is gees siel liggaam nie. Nou kom Paulus en sê, stel julle liggame as 'n lewende, as 'n heilige, as 'n welgevallige offer aan God. Hy sê, dis julle redelike godsdiens. So in ander woorde, God wil hê dat jy met jou liggaam, wat sy koninkryk akkommodeer, sy teenwoordigheid akkommodeer, dat jy jou liggaam sal stel aan hom. Kind van God. En daarom kan jy nie jou liggaam stel vir die werke van die vlees nie. Satan sal alles in sy vermoë doen om jou terug te trek na die wêreld toe. Hoe gaan hy dit doen? Gaan jou liggaam gebruik. Gaan jou liggaam gebruik. Nou hoor wat sy verder is, en sy vir ons hierso. Hy sê in vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Kind van God, die kerk, die belydende Christene moet wakker word. Hulle moet na die woord van God begin kyk. Hulle moet die woord wat mag en gesag is, die woord wat jou miracle kan bring vir jou, wat hy berg kan sê, hef jou op, werp jou in die see, gaan. Daai autoriteit, wat jy sê, maar ek maak werke los. Ek maak finansies los. En moet nie maak soos baie ouens maak finansies los, en jy kan maar kyk, die meeste, nie almal nie, maar die meeste, word teruggetrek na die koninkryk van duisternis toe. Ek het al in my bediening gesien, hoeveel van hulle, dan bid ek en God seën hulle finansiëel, en as jy hulle weet, soek ons hulle in die wêreld, hulle onderlinge byeenkomste, en om God te vereer met die offers en die tiendes, dis weg. Hulle vergeet wat in Deuteronomium hoofstuk 8 staan. Wat sê, moenie sê, dis jy dit, dis God sê, ek het dit vir jou gegee. Maar ek kan dit vir jou wegneem ook. So ek wil jou bemoedig in hierdie dag, en sê, moenie in hierdie wêreld gelykvormig word, maar word jy die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kind van God, dis meeste ouens ken nie God se wil nie. Wat God se wil is vir jou dat jy gesond is. Nou, wat is R10.000? Hoe jy dink oor geld, jou denke gaan jou spraak verraai, en jou spraak gaan jou in armoede hou. Jy mag gevra of hy baie geld het. Nog nie. Weet jy het baie geld? Sê vir hom, hy weet nog net nie, maar God wil hom seën met finansies. Sê vir hom. Ja. Nou sê jy vir haar, en ek gaan die finansies met jou deel. Maar dis vir so reg, Natuurlijk, ja. My vrou sê, jy het beloof. Jy het beloof, jy gaan na my kyk. Nou wil ek net hê jy ons my hamburger koop. Sê, nee, jy het dan beloof. Hallo jy,
Welkom. Kry so veel daar stoele daar man. Kry stoel, wees net rustig. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou vandag sê? God wil ek en jy moet in sy koninkryk bly. Ons kan nie op twee weë gaan nie. Nee. Jy kan nie Sondag kerkengel wees en Maandag, Dinsdag, Woensdag jy kerkduiwel nie. Of huisduiwel nie. Nee. God wil sy koninkryk, nee, wat in ons is. Wil hy, ek en jy, moet dit deur ons mond, nee, deur die saad wat ons saai, nee, dis die woord van God, nee, sodat sy koninkryk gemanifesteer, gedemonstreer kan word, sodat die wêreld hoop kan hê. En dis hoekom Gerard, ek sukkel alweer, ek sukkel. Nee, wie predikers wat nie die evangelie verkondig nie. Ons preek hulle Sondagoggend uit die hel uit, nee, dat 'n Sondag aand hulle weer daar kan inpreek. Volgende Sondag is weer 'n gehoor het, nee. Sorry. As jy tot wedergeboorte gekom het, ek jou toerus sodat jy 'n koning en 'n priester kan wees. God se woord sê dit, dis nie wat ek moet jou leer om dit te wees. Dis die werk van die vyfvoudige bediening, is to equip the saints for their ministry. Nee. En dis hoekom ek so kwaad raak vir politieke partye. Die hele boks om duis, hulle lieg soos 'n kriek. Dan 'n trekker is 'n Mickey Mouse teenoor hulle. Ek sê vir jou, ag man, ons is intelligente mense, ons is nie dom nie. Bly jy in die koninkryk van God, né? En spreek oor daai ou se lewe. Né, waarheid, né, sodat hy die mense kan dien in waarheid. Nie vir die baks nie. Weet jy wie van julle nuus kyk nie? Maar hier, ek het nie geweet ons is sulke gespesialiseerde diewe in die land nie. As 'n beroep, Highly qualified, ja, daai ene, Dan sê nie ons is vir die arme mense. Pastore, bedien die evangelie, sodat hulle nie, dis nie die werk van die politikuste, nee. Dis die werk van die kerk. For more than enough. Om die more than enough te gaan verkondig. Nee. En daarom, God wil nie, ek en jy moet teruggaan na die koninkryk. Jy kan maar dophou. Christus vanoggend in sy getuie het hy ietsie gesê, en toe sê ek, dankie Here. Het vir ou sê, maar ek maak maar net 'n grap met jou. Nee, jy sê nie dit weer nie, nee. Jy maak 'n grap en jy sê, hey, nie teruggaan na die ou lewe toe nie. Satan wag daar vir jou met die dorings en die distels. Hy gaan jou verswelg. En dis hoekom ek staan altyd verstom. Joseph, ek staan verstom. Hoe is dit as ons die goeie gesmaak het? Wie kan teruggaan na die wêreld? Daai ding verstaan ek nie. Al val die regverdige 7 keer, God sal hom optel. Maar hy moet nie daar wees dat God hom kan optel. Bly in die koninkryk van God. Die koninkryk van God is in jou. Al die mag, al die gesag is joune. Ag, ek wil nog 'n teksie gee. Is dit reg? Sy het later gekom, sy het nog nie eers die preek gekry nie. Okay. Kom ek, dit is reg, né? Sy sê is reg. Halleluja. Kom ons kyk gou na Markus toe. Kom ons gaan gou daar na Markus toe.
Daar oor daai dooie vrye boom. Daar Markus 11. Nou hoor, ek gaan nou van vers 22 vir ons lees. Ek wil net hê, kind van God, jy moet vanoggend weet, if you are born again, the kingdom of God is within you, but your mind need to be renewed. En al hoe hy vernuwe kan word, is die woord van God met openbaring bly. Ek het al baie, ek het nie baie gemeentes bedien nie, maar ek het al baie oral te bedien. Maar toe Joseph hier by my kom, hoeveel jaar terug is dit? Toe jy nog hare gehad, Ekskuus Joseph, ek kan dit nie. Sorry man. Maar hy het gekom en toe sê hy, the revelation knowledge. Jou pa ken die Bybel hoor. En ek vertrou God meer en meer vir revelation. Hy het die revelation, but more. And more, and more, and more. Revelation. Kind van God, ek wil julle bemoedig volgende. Nou hoor wat sê hy so. Dan gaan ons afsluit, is dit reg so? Okay. Vers 22. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. En hou nie wat sê hy, geloof in God hê. Hebreërs 11 vers 1 en 6 sê so. Hy sê, geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. So Natasha, jy sien nog nie die man nie. Maar hy is daar. Hy is daar. Gelukkig, jy het nie meer geloof nodig nie. Jy het daar gesien. Jy sien, nou sê hy, geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. Dis geloof. Okay. Dan vers 6 sê so, sonder geloof kan ek God nie behaag nie. Want hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy God is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou in ander woorde, as jy saad het, die woord het, God het gesê, nou wat is ons probleem? Jy moet nie by die skrifte uitkom, God het gesê. Dan kan ek God herinner, sê, Vader, U het gesê. En met geloof kom ek. En ek weet, U gaan my beloon. Daar's net een ding wat God behaag, en dis geloof. En dis hoekom, baie ouens kan vir my, hulle raak vir my vies. Jy kan maar chunk, jy kan maar neustrane huil, jy kan jou polyvulle afvee, jy kan loop, en dit kan, jy gaan God nie beweeg nie. God weet wat jy nodig het. Jy beweeg God nie met trane nie. Jy beweeg God met sy woord. U het gesê. U het gesê. U het gesê. Ek sal nou doen. U het dit gesê. Nou hoor wat sê hy hierso. Hy sê, vers 22, Markus 11. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. En nou as jy die vorige gedeelte lees, dis waar hy met die vyeboom gepraat het. En toe hy sê, niemand sal nooit weer van jou vrugte eet, en die volgende dag toe hy verbykom, sê Petrus, wow! Wow! Jesus, kyk hier! Nou, die vyeboom vrek van die wortels af, nie van die takke boontoe, van onder af vrek die boom. Maar nou sê Gerrit, nou sê Jesus vir hulle, hey, julle moet geloof in God hê. God het gesê, Jesus het nie gesprek gevoer met die boom nie. Hy het gesê, vrek, niemand sal ooit weer van jou vrugte eet nie. Nee? Maar nou kom in vers 22, en dis hier wat dit my en jou raak. Hy sê, jy moet geloof in God hê.
En jy kan God net ken deur sy woord en deur sy gees. Jy moet geloof in God hê. Kan ek dit weer sê? Dis die reaksie van die boom wat gevrek het. Hou nou vas. Hou vas. Nou hoor wat sy hierso. Hy sê, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in die hart twyfel nie. Maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy dink. Ekskuus? Nie wat hy dink nie. Ag, dankie Amy. Ek het spesifiek dit gesê, nee. Want ouens dink dit, hulle sê dit nie. Net dit wat jy sê. En luister vandag vir hierdie whitey pastoor, nee, luister vir hom, nee. You need to speak words. Dis al hoe jy hom gaan beheer. En dis al hoe jy haar gaan beheer met die woord. Want jy moet haar lief hê, soos Jesus sy gemeente lief gehad het, en sy lewe vir die gemeente afgegee. So lief moet jy hê. Jy moet 'n vrou hê. En jy moet aan hom onderdanig wees, soos aan die Here. Nee. Soos jy haar leer van die Here, nee, gaan jy bepaal hoe sy aan jou gehoorsaam gaan wees. Ek sê jy groot woorde, manne verstaan nie hierdie goeders nie. Hulle wil die vrouens manipuleer en intimideer en control. Stupid man. Dom. Moenie vir jou so 'n man vat nie. Hè? No. Kry vir jou 'n man wat jou leer, nee. Openbaringskoninkryks lewe. Hè? Ons gaan nou dom wees, nee. Hè? Maar nou sê Jesus, hy sê, en hy, wat nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê. Hoe gaan jy saad, hoe saai jy saad? Deur jou mond. Die saad is die woord van God. So ek sê wat God sê. As God sê ek is geseënd, dan is ek geseënd. As God sê ek is 'n koning, nee, hoekom wil jy dan nou vir my 'n diensknegt maak? Hoekom wil jy van my nou iets maak wat God nie gesê het nie? God het gesê, ek moet jou dien, ja. Maar as God sê ek is 'n koning. 'n koning is iemand wat regeer. Is iemand wat gesag het. Is iemand wat mag het. As die koning gepraat het, en ek praat nie van Jesus, ek praat van die wêreldse konings van daardie tyd. As hy gepraat het, het die volk geluister. En as die volk nie geluister het nie, dan het hulle betaal. En baie keer met hulle lewe. Nou as ek en jy kan verstaan in die geestesreële hoe dit werk. Jy's 'n koning. As jy jou mond oopmaak en jy sê dis wat God gesê het, nee, dan moet elke duiwel, elke demoon, nee, hulle onderwerp aan die woord en hulle gaan. So daai ding van jou, ondersteun my, ma het my nie meer lief nie, pa het my nie meer lief nie, pastoor het my nie meer lief. Stop daai nonsens, man. Dis waar. Hey! My Polly van afgekom. Kom wat ek jou sê volgende, hy sê, hy wat nie in sy hart
twyfel nie. Jakobus hoofstuk 1 sê daar praat hy van 'n dubbelhartige man. Met ander woorde, hy 2 weë. So iemand moet nie dink hy gaan van God af iets ontvang nie. As God gesê, dis geloof. God, U het gesê, Papa Vader, U het gesê. Nee, en ek staan op daai woord, nee, luister baie mooi. Wonderwerke tekens kan oombliklik wees, nee, maar gewoonlik as daar nie wonderwerk en teken is, gaan dit 'n tyd vat. Geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. Daar is tydzone betrokke. Op die regte tyd, God se tyd. Nou, okay, ek is op pad. Is amper klaar. Hy sê verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Nou kom kind van die Here, hoeveel goed is jy al gevra wat jy dit nie ontvang nie? Steek jy mense vir die Here sê dankie dat ek dit nie ontvang het nie. Maar kind van die Here, ek wil jou vandag sê, daar is soveel goeders wat jy moes ontvang en wat jy nie ontvang het nie. Omdat die geloof nie daar is nie. Geloof is nie, ek bid nou, en net as die ag nee, wat die Here, seker nie die Here se wil nie. Jy het gekanselleer, dis nie geloof nie. Ek weet wat God vir my instoor het, ek weet wat die Bybel sê dit vir my. So as ek bid ek God se woord. Ek spreek God se woord. Halleluja. Nou hoor wat sê hy so. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Wie het hier gepraat? Jesus. Nou kom ons blaai om. Ons draai om. Kyk gou hier. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Jy sien kind van die Here, baie keer ons oortredinge verhoed dat die seën deurkom. Dit veroorsaak dat jou gebed nie beantwoord word nie. Dis hoekom ek sê, you need to love him enough to tell him truth. My vrou weet as ek kwaad gemaak het. En ek weet as ek haar kwaad gemaak het, I know it. Okay, so nou nie op daai gebied nie. Okay. Kom ons kyk laat. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Pastoor, maar jy verstaan nie. Kom ek wil jou vandag sê, kind van God. Al wat ek nie kan verstaan is dat Jesus al my sonde en my ongeregtighede vir my al weggeneem het. En ek kan net dankie sê, Jesus. Maar om te vergewe is 'n keuse wat hy aan my en aan jou gee. Maar as jy nie vergewe nie, gaan hy nie vergewe nie. En dis hoekom baie keer, luister mooi, jy kan dit maar gaan toets. Baie keer, jy moes dit gekry het, maar jy het dit nie gekry nie. Jou onvergewensgesindheid het jou geblok. En jou seën gesteel. En weet jy, Satan is die meester daaraan om jou te blok. Want hy weet wat waarheid is. Hy weet wat waarheid is, nee. Chris, hy weet wat waarheid is, nee. So met ander woorde, hy hou jou arm. Hy hou jou hart vaart, jy moet nie vergewe nie. Forgive me.
Sê, ja, pastoor, maar jy verstaan nie. Ek wil jou vandag sê, gee die groot genees, Heer, opportunity to bring healing in your spirit, and in your mind, and in your body. Jy sê, maar pastoor, ek kan nie. Nee, jy kan. Hy sê so. Hy gaan jou help om te vergewe. Pastoor, maar jy verstaan, jy's reg, ek verstaan nie. Al wat ek sê, gee God 'n kans om die hardheid van die hart weg te neem. Love, forgive. Sodat Satan jou nie terugtrek in sy koninkryk. En sy koninkryk is onvergewensgesindheid. Dis hoe hy regeer. God se koninkryk is, I forgive. I forgive. I forgive. I forgive. Aan mekaar. Amen. Bly in die koninkryk van God, geliefdes. Hoe? Die woord in jou gees te kry en in jou mond te kry. Met die hart glo ons en met die mond bely ons. Ek vertrou dat hierdie woord vanoggend vir jou iets beteken het. Amen. So as jy iets teen my vergewe my. As jy net vir my sê wat dit is, gaan ek dit sommer nou bely. I will repeat weer. Ek wil nie gaan slaap en rond nie. Ek wil lekker slaap. Maar ek ken die krag van vergifnis. Hierdie man ken dit. Amen. Halleluja.